Ons werk genoeg in skoolwiskunde, miskien kleuterskool, laerskool, vroeg hoërskool, later hoërskool. Ons werk met reële getalle. Nou wanneer ons met irrasionale getalle gaan werk, nie reële getalle nie, is dit belangrik dat ons weet dat u is die wortel van -1. Maar kom ons gaan 'n bietjie verder en ons vra onsself af, as u die wortel is van -1, wat is u kwadraat? Wat is u tot die mag 3? En ons wil verder gaan. Ons wil vra, maar wat is u tot 'n hoër mag? Tot enige mag, for that matter. Right. Kom ons begin gou met die eerste een. Ons sê, wel, ons weet, u is die wortel van -1. Noodwendig is u kwadraat die wortel van -1 maal met die wortel van -1. En jy weet, as ek die wortel kwadraat het, dan kanselleer dit mekaar uit en uiteindelik wat het ek oor? Ek het -1 oor. Right, wat is u tot die mag 3? Kom ons kyk. Stem met my saam, hierdie 2 gee vir my 'n -1. Wat is hierdie? Hierdie is gelyk aan i. Wortel van -1 is gelyk aan i. So ek het -1 maal i. -1i is -i. Kijk, kom ons beweeg aan. I tot die mag 4. Daar het ek 'n -1. Daar het ek 'n -1. -1 vermenigvuldig met -1 is positief 1. Right. Kijk, kom ons vat 'n stap verder. I tot die mag 5. Kijk, wat het ek hier? Ek het 'n -1. Ek het 'n -1. 'n -1 maal met 'n -1 is positief 1. Positief 1 maal met wat is daai is i. So dis plus 1i, wat ander woorde is gelyk aan i, wat ek donker maak dat jy hom kan sien, is gelyk aan i. Kyk, wat het ek? I tot die mag 6. Kom ons werk weer in 2 is -1, -1, -1. 'n -1 maal 'n -1 maal met 'n -1. Ek het negatief maal 'n negatief maal 'n negatief. Dis 'n negatief. 1 maal 1 maal 1 is 'n 1. Kom. I tot die mag 7. Ons werk weer in 2 is -1, -1, -1 en daar het ek 'n i. Minus maal 'n minus maal 'n minus, het ons gesê is 'n negatief. Negatief 1, i met ander woorde minus i. Ok, dan sê laastens vir nou, dat ek weer, ek het 2, 2, 2, 2. Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Daai 2 geef my positiewe 1. Daai 2 geef my positiewe 1. So ek het 'n positief, vermenigvuldig met 'n positief, so my antwoord is positief 1. Right, wat ek nou gaan doen is, ek gaan dit almal uitskryf. Nee, ek gaan nou sê, wel, u tot die mag 9 is, mos nou u tot die mag 8, wat 1 is, maal met i. So wat is my antwoord? My antwoord is net i. Alright. I tot die mag 10 is mos i tot die mag 9, die vorige antwoord, wat i is, oepsie, wat i is, maal met nog 'n i maal i, het ons hierbo gesê, i kwadraat is, wel, i kwadraat wat minus 1 is. I tot die mag 11, I tot die mag 11 is die vorige antwoord, wat minus 1 is, maal met i, wat minus, wat minus i is. En dan laastens, I tot die mag 12, het ons die vorige antwoord, maal met i, so dis minus i maal met i, minus, i maal met i, is mos nou minus 1, so dis minus 1, wat positief 1 is. En, kyk gou na hierdie patroon, hier het ek, wat om net 'n bietjie verder, daar is 'n i. I minus 1 minus i 1. I minus 1 minus i 1. I minus 1 minus i 1. So die beauty hiervan is dat wanneer ek in veelvoude van 4 werk, het ek die heeltyd dieselfde patroon. I minus 1 minus i 1. I minus 1 minus i 1. So as ek nou weer vra, I tot die mag 12, I tot die mag 13, gaan my antwoord weer daar wees. I tot die mag 14, I tot die mag 15, I tot die mag 16, I tot die mag 17, I tot die mag 18, I tot die mag 19, I tot die mag 20. So
I tot die mag enigiets wat deelbaar is deur 4. Deelbaar deur 4. Met ander woorde, I tot die mag 100, I tot die mag 88, I tot die mag 784 gaan altyd vir jou positief 1 gee. Maar die mag moet deelbaar wees deur 4. Altyd vir jou 'n positiewe 1 gee. Nou, as dit 'n ander ewige getal is wat nie deelbaar is deur 4 nie. Met ander woorde, soos byvoorbeeld 2 of 22, so ek sê plus of minus 2. So is deelbaar plus nog 2 of deelbaar minus nog 2, soos 98. Alright, dan gaan dit altyd vir my 'n minus 1 gee. So I tot die mag 'n ewe, maar nie deelbaar deur 4 nie. Alright, so baie belangrik, I tot die mag 'n ewige getal gaan altyd vir my 'n reële waarde gee. Vir I tot die mag 'n onewige getal, hierdie albei gaan onewe wees, onewe. Die een gaan wees I tot die mag 4n plus 1, so net na 'n veelvoud van 4, en die ander gaan wees net voor die veelvoud van 4. Hierdie een gaan altyd vir jou min I gee, en hierdie een gaan altyd vir jou I gee. So, uiteindelik kan ek vir jou I tot die mag enige iets gee, en deur net hierna te kyk, kan jy vir my sê wat dit gaan wees.